Ons wat werklik gelowig is en Vader volg en hom dien, wat sê ons glo hom? Wat gebeur as ons murmureer? Ons kla by Vader. Ons sê vir hom, en dis ons almal, ons is mense. Ons sê nie eendag vir hom, my lewe behoort aan u. Ek leef nie meer nie, maak met my wat u wil. En dan doen hy dit, en dan kla ek aan die ander hand toe, hoekom doen u dit met my? Ons laat nie sy wil geskied nie. Ons sê, Vader, laat u wil geskied. As sy wil geskied, dan kla ons by hom daaroor. Wat van as ons dit net los by hom? En ons vertrou hom net, omdat ons weet dat hy ons lief het. As iemand vir jou werklik lief is, as jy 'n vriend het, wat jou gered het uit 'n baie groot benoudheid het, en dit het hom geweldig baie gekos, hom amper sy lewe gekos, gaan jy daai ou vertrou met jou lewe? Jy gaan ja. En as hy iets in jou lewe veroorsaak, gaan jy dink, hierdie ou my te nakom, of gaan jy dink, wel, hy het voorheen al my lewe gered, hy sal nie slegte dinge vir my beplan nie. Hy moet 'n doel hê met hierdie, ek gaan hom vertrou. Ja, ons sal dit doen, want hy het mos nou klaar sy liefde bewys. En Yeshua se liefde, dink ons ooit daaraan? Dis om ons Vader se woord moet bepeins, is dat ons hierdie goed kan oordink. Hy het reeds sy liefde vir my bewys, deurdat hy sy lewe vir my gegee het. Dis hoe lief hy my het. Nou gee ek my lewe vir hom, en ek sê, Vader, laat u wil geskied in my lewe. Nou lyk dit vir my of dit in 'n verkeerde rigting gaan. Dan sê ek, nee, gee liewer terug my lewe. Wat sê ek eintlik? Ek vertrou nie u beplanning, ek vertrou nie u motief met my lewe nie. Ek is nie heeltemal seker of u goeie dinge oor my bedink nie, want dit neig nou na 'n verkeerde kant toe. Gelukkig is ons in die verhouding met Vader wat Job is. En ons kan sy aangesig soek en sê, Vader, praat met my, openbaar, en hy doen. En dan sê ek soos Job, ek sal my hand op my mond sit en ek sal nie verder praat nie, leer u my, en dan wys Vader vir jou, jy gaan deur jou lewe in hierdie situasie, maar soos ek gesê het, 1000 keer vir jou, dit werk jou ten goeie. En sien jy hierdie situasie, daar is die uiteinde van dit werk ten goeie, en sien jy dit werk ten goeie, en dan sê ek, Vader, ek het niks meer te sê nie. Want alles wat jy oor my bedink het, is goed. Ek het net gedink, dis in die verkeerde rigting. En dis iets wat ons moet leer, dis iets wat ons moet snap. Wanneer jou lewe in 'n rigting gaan wat jy dink dis sleg, dan weet jy dit werk ten goeie. Dis net 'n draai, en hy gaan ten goeie. Altyd. Nou die mense wat vir die materiële lief is, sal sê, in hierdie lewe, nee, maar ek lewe in 'n ewigheid vorentoe. Hierso is my lewe kort. Maar my jare hou net aan en aan en aan en aan en aan. Het maak nie saak of dit voor die gordyn van die dood of na die gordyn van die dood is nie. Maar dit gaan ten goeie wees, want Vader bedink goeie dinge oor my, nie wat sleg is nie. En dan kan ek met vrymoedigheid my lewe in sy hande laat en sê, Vader, laat u wil geskied. As ek in die verkeer beland, is dit u wil. As die pad oop is dit u wil. As ek 'n goeie dag by die werk het, is dit u wil. As dit 'n slegte dag is, 'n moeilike dag, dis u wil. En Job het 'n goeie dag by die huis gehad, en toe het hy 'n slegte dag. God het goeie dinge oor hom bedink. Hoekom? Wat sê hy aan die einde? Ek het u van hoor sê geken. Ek het gehoor wat sê hulle van u, en nou het ek u gesien. Ek ken u nou vir wie u is. En dan gaan ons deur moeilike tye in ons lewe. Wat sê uiteinde hy sal as Job se. En wil ons hom nie ken vir dit nie? Wil ek hom ken as die skepper wat in wysheid geskape het? Of wil ek hom ken as die skepper wat alles aan toeval oorgelaat het? Nee, ek wil hom ken as die wyse, almagtige skepper, wat met insig hierdie aarde en die hemel beplan het, en het gemaak het, en 'n wonder skepping laat gebeur het, dat hy dit in 6 dae gedoen het. Want hy kan. Pek, volmaak. Ons moet God nie versoek nie, is eintlik wat ons doen, soos by Meriba het hulle God versoek. Ons versoek hom, ons bevraagteken hom, ons laat hom in die aangeklaagde bank sit en sê, maar hoekom het u? Ons kan nie. En dis Job se verhaal. Ons kan regtig vrymoedigheid neem om ons lewe in sy hand oor te laat en te sê, laat u wil geskied. Want dis die beste pad vir ons.